Daar kom sekerlik dae in ons almal se lewe wat ons omstandighede en dit wat voor ons lê, so is dat ons nie weet wat om te bid nie. Gelukkig sê Romeine 8 vers 26 dat as ons nie weet hoe om te bid nie, die Heilige Gees vir ons by die Vader pleit. Baie van ons sukkel met gebed omdat ons dink ons die Vader met ons woorde moet beïndruk. Daarom sê ons maklik, ons het nie die woorde om te bid nie. In Matteus 6 vers 5 tot 6 hoor ons duidelik dat ons nie vir God of mense met ons gebede moet beïndruk nie. Gebed is iets persoonlik tussen my en die Vader. In Matteus 28 vers 20b sê die Here Jesus dat hy altyd tot die einde van tye by ons is. Dit gee vir my 'n heel nuwe besef van gebed. Gebed is baie beslis om ten minste in die oggend en aand voor die Here te buig in gebed. Maar gebed is ook baie meer as dit. As 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê dat ons gedurig moet bid, dan is dit om elke dag, heeldag, in die Here se teenwoordigheid te leef en ons lewe met hom te deel. Alles wat ek dink en doen, doen ek met God by my. En omdat ek hom liefhet, gesels ek heeldag met die Here oor die klein dingetjies, maar ook oor die groot goed in my lewe. Ek deel met die Here my hart, my lewe en my gedagtes, en hy gee vir my koers en rigting deur in my binneste te antwoord. Gebed is 'n tweegesprek met die lewende God. Dis nie net ek wat moet praat nie. Ek moet ook luister as die Here met my praat en vir my sê wat ek moet doen. Hoe leef jy elke dag in die Here se teenwoordigheid? Praat jy met die Here wat by jou is en luister jy na hom?